Goeienaand. Om gawes soos 'n vuur aan te blaas. Ons almal ken 'n vuur. Dit is deel van ons kultuur om vuur te maak. Ons weet ook wat dit beteken om 'n vuur aan te blaas. Ons ken die nuwe lewe wat in 'n kwynende, sukkelende vuur kom wanneer jy daaroor blaas. Dit begin gloei, dit word rooi warm. Dit vat vlam en spoedig versprei die vlamme en brand die vuur helder. Vuur word in die Bybel telkens gebruik om die teenwoordigheid en die werking van die Heilige Gees mee aan te dui. Met die uitstorting van die Heilige Gees, waarvan ons in Handelinge 2 lees, het die disippels iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Johannes die Doper het geleer dat Jesus met die Heilige Gees en met vuur sal doop. Die vuur as vergelyking met die Heilige Gees dui op suiwering, op heiligheid, op afsondering. Maar dit dui ook op warmte, lig, krag en energie. Wanneer Paulus dus vir Timoteus, sy geestelike kind, bemoedig, doen hy dit deur hierdie beeld van die vuur in verband met die gebruik van die gawes van die Gees te gebruik. Ons lees uit 2 Timoteus 1 vers 5 tot 7. Ek dink aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma Lois en in jou ma Eunice was, en wat, daarvan is ek oortuig, ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan, dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Die Gees wat God ons gee, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag, in liefde en selfbeheersing. Timoteus het moedeloos en terneergedruk geword. Sy leermeester en geestelike vader Paulus is in die tronk, terwille van die evangelie. Die bediening het sy tol begin eis, omdat sekere mense op hom as jong mens neergesien het, en omdat ander in twisgesprekke betrokke geraak het. Paulus beheer hom op, deur hom daarop te wys, dat hy nie twyfel oor sy geloofsposisie met die Here nie. Nee, dieselfde geloof wat in sy ouma Lois en in sy ma Eunice was, is ook in hom. Hy besit dus die Heilige Gees. Maar juis op grond hiervan, bemoedig of vermaan, hy vir Timoteus om die gawes van die Gees, wat met 'n sigbare seremonie van handoplegging by hom erken en bevestig is, te gebruik. Hy het die gawe van woordbediening van die Gees ontvang. Die gawe is daar. Dit is nog gloeiend. Hy moet nou dit soos 'n vuur weer aanblaas. Die kragtige werking van die Heilige Gees is dus nie meer sigbaar in hoe hy sy gawes gebruik nie. En die Gees is tog nie lafhartig of halfhartig nie. Hierdie Gees is letterlik dinamies, kragtig. So moet Timoteus die gawes gebruik, natuurlik in liefde en selfbeheersing. Die gedeelte roep elkeen van ons op om die gawes wat die Gees aan ons gegee het, met ywer en toewyding vurig te gebruik. Paulus skryf immers dat aan elkeen van ons 'n genadige gawe gegee is, volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Efesiërs 4 vers 7. Genadiglik is die vraag nie of ons nog in die geloof lewe nie. Dit is so. Genadiglik is die vraag nie of die Heilige Gees in ons woon nie. Dit is so. Die vraag is nie of ons gawes van die Gees het nie. Dit is so. Die vraag is of ons die gawes vurig gebruik. Ons mag nie dat die onbruik of halfhartige gebruik van die gawes die indruk gee dat die Heilige Gees wat in ons woon kragteloos is nie. Inteendeel, die Gees wat God ons gegee is, maak ons nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en met liefde en met selfbeheersing. Blaas die gawes soos 'n vuur weer aan. Goeienaand.